Goeiedag Sportbeat familie, Frans Williams is mijn naam van episode 3 natuurlijk van de SWD Superliga A, top 8, week 4. Ik sta hier samen met collega, mijn eeuwen knie en mijn vriend, niemand anders dan Christo Gavini. Hij is altijd samen bij Heartbeat TV ook in die commentaarbox en ook bij Heartbeat FM. En natuurlijk mijn collega niemand anders dan Christo Gavini. Nou, oude gewoonte is dat FGW de work samen met zo'n Bota. Dat is dan die SAB fotografiek. Goedenavond Christo. Ik geloof en vertrouw dat het gaat goed met je Bota. Sê goeienaand François, het is lekker om te gesels en ook aan onze kijkers. Ja, dit is voor mij het eerste om bij te wonen van een van jouw episodes, zoals je het terecht noemt. Doen ons die rechtstreekse wedstrijden en die commentaar ook en is altijd elke week een plezier. Ik zie uit naar die komende week wat komt, die naweek wat voorbij is, het ons amper 4 werken gezien. En hierdie naweek wat kom beloof om vol actiebeleid te wees. So ja, ek is baie opgewonde. Baie dankie. Soos julle gehoor het, jy kan jou kommentaar kan jy daar onder kan jy dit neerskryf. Ons gaan gesels hier saam met Silver Stars Rugby Voetbalklub se bestuur, die agterlyn afrigter en ook mede senior spelers. Na 7 jaar is hulle in aanvangs hier in die SWD se Superliga A top 8 en ongelukkig het hulle nou Blanco natuurlik of Progress hulle ewig nie bierspanne het dan vir Blanco uitgeskakel na die groot uitdagstreek. En het is baie moeilijk om daarvan dan weer een toppositie te krijgen in die Superliga A. Ons is hier bij Rosemore, hier in George. En Silver Stars, Rugby Voetbalklub, hulle sê altyd, de Stars is jou baas. Ons het gesien verlede naweek op die Almeida, dat hulle ook glad nie sag nie. En alle aandag is hierdie week van week 4, collega. Natuurlijk Bristen Rugby Voetbalklub, wat een beetje gaan travel hier naar Rosemore, hier tegen Silver Stars. So, dat beloof om een lekker wedstrijd te wees. Ek sien ook deesdae dat die thuisvoordeel ook maar nie juist voordeel is nie, want enige span word geklop en enige span kan wen, enige span verloor in die SWD se top 8 week 4 van die competitie, die poppendaan soos ek altyd sê. En ja, dis baie interessant collega. Ja, as jy kyk verlede week se wedstryd wat Silver Stars gehad het in Mosselbaai, dat hulle het baie goeie poging aangewend, terug vegpoging. Ongelukkig was het niet goed genoeg geweest voor Barbarians. Maar ik moet dalk verschil met jou. Thuisvoordeel is belangrijk, al hoeft het niet noodwendig in jou guns in te zwaai nie. Mijn opinie is maar net, dit gaan van die thuisspan afhang met hulle, die Engelsman zal praten van performance, met hulle opzetten op die veld. So dit hang net van een span af, van span tot span af. Hierdie week, soos jy sê, ons is hier so by hulle tuiste. Ek dink hulle gaan baie goed of beter wil terugkom, want dit is hulle tuiste. Hulle skare sal hier so wees, die tuiskare, dis baie belangrik. So dit gaan 'n groot een wees. Ja, inderdaad, daar hoor je, lieve kijkers. En dat is natuurlijk mijn opinie rakende wat ik aanschouw het. Die afgelopen 2-3 wedstrijden met Crusaders bijvoorbeeld, wat thuis gespeeld het, wat verloor het tegen een bezoekende span. Hulle ewig nie bieren, ook natuurlijk Progress, wat naskraap gewinnen met een punt 39-40, wat de Crusaders op thuisbodem verloor het. En die week daarna, toen het Crusaders natuurlijk amok gesaai in Heidelberg en hulle het daar gewin. En van groot verloor van Progress, het is een groot braak in Progress, het hulle teruggekom en hulle het weg van die huis af gewin. En Bristen natuurlijk wat op thuisbodem gewin het tegen Groot Braakrivier. So die dinge ry natuurlijk een wipplank as jy hoor wat ek sê. En ook natuurlijk het de Evergreens verlede week hier op thuisbodem in die laaste paar secondes, 10 of wat secondes, het hulle die wendrie gedruk, Ricardo Bekes, se seun Jordan Bekes, wat die held gewees het van die naweek en hy het gewys waartoe hulle in staat is en hulle het van Pakkersdorp af gekom en hulle het Progress geklop hier in die Doosnikke op Rosemore Stadion. Absoluut, ek moet met jou saamstem. Dit is hoekom ek vir jou sê, kyk soos jy maak melding van Brixton wat Groot Braakrivier geklop het, hulle het geseëvier. Hulle is ook 'n span wat ook hulle stempel sal wil kom afdruk. Hulle gaan kom kuier en hulle is een van die spanne wat
die heel 10-1 ook nie sal wil verloor nie. Maar aan die ander kant van die muntstuk, soos ek genoem het, Silver Stars, die gaan wil wys, hulle is baas, want dit is hulle tuiste, hulle skade is hier soos ek gesê het, so hulle gaan uithaal en wys. Dit gaan baie interessant wees, dit gaan groot wees hierdie naweek, jy weet self, daar's van die spanne wat nog nie so goed gedoen het nie, maar jy moet maar net teruggaan na die bord en kyk en herstel. Ja, inderdaad, jy moet net so ingeskakel bly hier op FGW The Works. Dis episode 3 waarna jy kyk en ons gaan net hierna gaan ons gesels met die agterlyn afrigter. Jy moet nergens gaan nie, jy moet net so ingeskakel moet jy bly en as jy kan sien aan die agtergrond is die manne besig om litte los te maak en natuurlik is dit progress wat litte losmaak hier aan die agterkant van ons, maar jy moet net so ingeskakel bly hier by episode 3. Dis die SVD Superliga A top 8 week 4 bly net so ingeskakel. Frans Williams is my naam en van mede-kommentator en my kollega en vriend Christo Lutando Gavi. Baie welkom terug hier by FGW The Works, episode 3. Ons gesels natuurlijk oor die SVD Superliga A top 8 rugby van 2026 week 4 en ek gesels hier saam Silver Stars se agterlyn afrigter Sydney Fletcher, soos hy bekend staan, namen van is gedruk tot binne in Pretoria en ek moet sê die ou is 'n groot kriketer. Hy's baie goed met die golf in die hand, maar nietemin rugby sake nou. Hy is natuurlijk die agterlyn afrigter en ons gesels saam met hom hierdie week in episode 3. Sydney, baie welkom hier by ons program. Dis episode 3. Ons gesels altyd oor die SVD se Superliga rugby wat posvat en ook natuurlijk die top 8 wat 4 warm is. Baie interessant. Enige span kan verloor, enige span kan wen en julle het gewys Stars dat julle is daai dominerende span wat graag wil hand opsteek. Na 7 jaar is afwesigheid in die SVD se Superliga en julle is weer terug en julle maak hom ook baie spanne praat van julle het baie spanne het julle uitgestof en is baie is dit interessant om saam met jou te gesels wat Stars natuurlik die afgelope jaar en ook in die eerste liga fase wedstryde dan vermag het. Goeienaand en weer eens baie welkom. Is altyd lekker om saam met jou rugby te kan gesels. Hulle sê Stars jou baas goeie seisoen gehad in die eerste ronde van die SVD se groep wedstryde. Wat maak dit anders in die top 8 as die eerste groepfase wedstryde in die liga self? Ek dink die eerste ding wat ons wou doen is ons wou nie net kom nommers vol maak nie, want ons is 'n verskriklike trotse se klub en ons wou onder geen omstandighede net nommers vol kom maak nie. En ek dink die eerste ronde het ons 'n baie goeie fixture gehad. Ons het baie van ons groot games het ons thuis gehad en baie van ons moeilike games het ons weg gehad en ek dink ons het 'n goeie loting gehad as dit kom by fixtures in die eerste ronde. Wat ons goed gedoen het in die eerste ronde, ons het die games gewen wat ons moes wen. En 1 of 2 games wat ons moes verloor het ons ook gewen en ek dink dis hoekom ons gemaklik gekwalifiseer het vir die top 8. Nie miskien waar ons wil nie, soos ek sê ons is 'n trotse klub, maar die verskil tussen die eerste ronde en die tweede ronde is dat ek dink ons groep, die groepspelers wat ons het, jy het 1 of 2 maakie players daar, maar die majority van ons spelers ons het die grap gemaak toe ons Heidelberg toe gaan, het ons 3 man in ons starting line-up gehad wat die eerste keer in Heidelberg gespeel het. Ons het hierdie naweek weer 6 manne gehad wat die eerste keer teen Babas gespeel het. So ek dink ons gee exposure aan 'n groter groep, maar ek kan sien nou met die resultate is daai bietjie van experience wat ons miskien nou aan die agterend kry. Dis baie interessant want ek het ook gesien soos jy tereg gesê het in die eerste groepfase wedstryde van die aanvangs van die SVD se wedstryde, se liga wedstryde dat by ons het die hele wedstryde het ons uitgesaai met ABTV Mosselbaai Barbarians het hier kom speel teen julle en ek mis verskriklike baie spelers ook senior spelers en nou in die top 8 wat dit reeds saak maak en belangrik is om reeds te wys waartoe Silver Stars in staat is. Daai spelers is glad nie meer daar nie of hulle is beseer. Wat het van hulle geword? Ek dink baie van die spelers word gemanage
Ek dink ons is nou in die silly season van rugby, daar's mense wat siek is, ons het verlede week 3-4 manne wat siek was, ek self was lam geleef verlede week, ek dink ons is nou in die silly season, is winter, is koud in die aand, is moeiliker om die manne op die veld te kry, ek dink daai is die gedeelte waar ons het, behalwe een persoon het ons nog steeds access tot ons hele groep. Soos ek sê, is net omstandighede wat veroorsaak dat ons nie consistently dieselfde groep kan kies nie, maar ek dink op die ou einde van die dag behoort ons beter daarvan af te wees, want ons gee 'n groter groep spelers die exposure tot Premier Liga rugby, tot high quality rugby, tot high quality opponente, en soos ek sê, Saterdag weer eens was dit, Babas het elke opportunity wat hulle gehad het hulle omskep in punte, en daar is die tipe van goed wat ons gaan moet leer as ons regtig 'n groot naam wil wees in die top 8 going forward. Ek wil nou ook melding gemaak het van verlede week se wedstryd teen Mosselbaai Barbarians. Wedstryd was baie moeilik geweest, maar julle het nie gaan slap lê nie. Op 'n stadium was die telling 19-12 geweest, en of 14-12 liewer was die punte geweest, en julle het net nie gaan lê nie, en julle het gekom en julle het gewys. Dreefees 64 punte teenoor 31, nie baie sleg sou ek sê nie, maar Silver Stars wil wen, hulle wil deurkom. Wat was verlede week se boodskap, en wat gaan julle regmaak hierdie week? Soos hulle sê, julle moet na die tekenbord toe gaan en weer terugkom om die foute reg te kan maak. Die week is dit natuurlik teen Brighton, wat in 'n gunstige posisie lê op die SVD se Superliga A, nie net daar nie, en ook in die top 8. Ja, ek dink verlede week die groot les wat ons geleer het is, jy gaan nie compete as jy nie jou kanse benut nie. So as jy kanse het en jy benut nie, dit gaan jy altyd op die agtervoet wees. Wat ons ook geleer het is, jy kan nie vroeg in die game jaag nie. So daar, jy het gesien, daar's baie intercept tries wat geskoor was, daar's baie kere wat die bal wyd gegaan het, omgekeerde besit, en Barbarians het geskoor. En met dit wil ek niks van Barbarians afweg, wat hulle het vir ons gewys, hulle het verskriklik goed gedoen om die wedstryd so in beheer te wees van die wedstryd vir die hele dag. Wat ons geleer het is dat as ons bal in die hand het, moet ons dit vir langer fases hou. Ons het gesien dat wanneer ons bal in die hand hou, is my backs gevaarlik. Jy gesien? Wanneer ons die bal in die hand het, is ons gevaarlik. Die probleem is, ons kan nie daardie meer gereeld baie fases aan mekaar opstapel. En ek dink, ons het een briljante 3 gedruk wat ons deur 12 fases gegaan het, en ons het dan lyk dit asof die manne net dit wil vir hulle bekend klink sodra ons die bal in die hand hou, en dan het Babas gegaan en hulle het ons gestaaf weer van die bal af. Maar dis lesse wat ons geleer het, en op die harde manier, maar glo my, ons het geleer. Baie dankie, sit nie ons tyd hardop uit hier, so ek moet jou nou in die rede val, want ons moet nog saam 2 of 3 spelers as van Silver Stars Rugby Voetbalklub hier van George. Baie sterkte met hierdie week se wedstryd teen Brighton. Die vere sê hulle is reg geskit, so baie sterkte, en ek glo en vertrou dat julle hierdie enetjie sal deurraak. Baie sterkte. Goed gaan. Dankie. So gesels ek saam met Sydney Flats, die Silver Stars se agterlyn afrigter. Ons gaan vinnig 'n breekie vat. My keel is droog, ek moet 'n bietjie water drink. Ons kom terug net hierna, dan gesels ons saam met een van Silver Stars se A-span spelers, ook een van die seniors. Bly jy net so ingeskakel. Chris Ogawi is net hier daar saam met jou. Ja, sê baie welkom terug hier, soos my kollega sê, by FWG, The Works. Nou, ek sou het in Afrikaans gesê dat FGW, die hele werke. Dis rugbywerke wat ons vir jou het op hierdie eksklusiewe program. Nou, ek gesels hier met een van die senior spelers van Silver Stars, Piet Lou. 'n Baie interessante man, maar ek het nie baie tyd, ons moet 'n ander afspraak maak. Piet Lou, dankie dat jy gesels met ons. Ja, dankie dat ek hier oomblik het om saam julle te kan gesels. Sê gou vir my, julle het verlede week 'n baie goeie wedstryd opgesit. Dit het nou nie baie goed gegaan nie. Wat het julle geleer uit verlede week se kragmeting uit? Ek dink wat die ouens geleer het is, ons het nie Babas geonderskat nie, maar ons het geweet wat na ons kant toe gaan kom. Ek dink die ouens het 'n bietjie spoed verloor in die middel van die game. Maar later het hulle opgetel, 'n bietjie baie hanteringsfoute gemaak, 'n bietjie tackles geslip en so, maar ons weet waar om te werk nou. Daar sê, nou die span wat julle verwelkom komende naweek hier op julle tuiste is die manne van die Klein Karoo. Hulle het gewen met 1 punt verlede week.
Waarna sien julle uit hierdie komende week? Is julle gereed vir dit? Ons weet dit gaan 'n tawe game wees. Bristol is al oor die jare as hulle 'n goeie span. Ons weet hulle gaan die bal vinnig deur die hande sit. Hulle is fisiek voor, so ons berei voor daarop. Ja, sê ek verstaan jy het so 'n bietjie as jy teen die kantlyn. Hoe is jou vordering? Wanneer sien ons vir jou? Oor 'n week. Nie die week nie, volgende week sal ek weer terug wees. As jy slag gereed. Ja, dan is ek reg. Dankie dat jy gesels met ons. Baie dankie. As hy Piet Lou, die naam klink sommer baie interessant. Moenie weggaan nie, ons is terug net hierna. Thank you. Welcome back to FGW The Works, where we talk exclusively to exclusive rugby players from around this area. Now I'm talking to Farai Ndlovu. I could actually mention him and call him a versatile player. He comes from various clubs from around Maoris. Welcome. Tell us where you've been all over. My name is Farai Ndlovu. Can I hold on? Yes. My name is Farai Ndlovu. So probably I started 2019. I came here in Georgia. I started playing for Silver Stars. And I played for 4 years. I left the club under circumstances, and then I went to Maoris, went to George, and then I came back home. All right, so for how long you've been with Silver Stars now? Probably I can say now 6 years. And you quite still enjoy it, yeah? I love it. It's my home. So let's quickly talk about this coming week. You are hosting the guys from the Karoo this coming week, Brixton. Are you looking forward to that game? Me, myself, yes. And the team, yeah, they are probably looking out for it. So I've been waiting to play now for 2 months. I've been out. So I can't wait to come and enjoy it with the guys. I believe you guys identified the mistakes from last week. It didn't went so well at Mossel Bay. Are you ready to make some changes with regards to this coming match? We are, because we've been underdogs since the beginning of the season. Everyone was expecting us to go back where we came from. So we're just going to give them a challenge. It's not going to be easy for them. Okay, I just want you to look into that camera there and give a little message to all your supporters and your fans. I just want to say on behalf of the team, we thank you, supporters. We thank for everything that you do for us as a team. And we love you. That's Farai Ndlovu. Stay with us. We'll be back just after this and we'll do a wrap up. Welkom terug, liewe kykers, en dankie dat julle saam gesels het. Ons het baie lekker ons gekuier hier by Silver Stars se rugby voetbalklub hier in Rosemore te George. Ek en my kollega Christo Lutanogavi, en hierdie naweek is dit rep en roer. Dis die SWD se Superliga A top 8 week 4 hierdie naweek, en die wedstryde die raak minder en die uitspele verskoning die kom nader. Natuurlik in die top posisie is dit Groot Brakrivier, Brixton, Evergreen en Mossel Bay Barbarians. Mossel Bay Barbarians, collega, hulle speel hierdie naweek in Parkdean by die Beeskraal, terwyl Silver Stars natuurlik hier vir Brixton gaan huisves. Progress gaan natuurlik op na Heidelberg, en dan is daar nog heel wat wedstryde wat natuurlik in die gang is. Soos ek gesê het, of soos ek altyd sê, die poppe gaan dans. Daar is net 7 wedstryde wat gespeel word in die top 8, en daarna is dit die uitspele. Interessante wedstryde wat hierdie naweek gaan plaasvind. Ja, veral hierdie enetjie kollega Silver Stars, hulle is tans in die 7de posisie. Soos ek sê, hulle gaan bietjie beter wil doen as wat hulle gedoen het, want hulle sal 10-1 hulle posisie ten minste natuurlik een plek of so opper wil skuif. So dis iets waarna die Suid-Kaap en die tuinroete uitsien, veral die mense van die omliggende gebied hier, veral in Rosemore. So ons wens vir hulle spesiaal baie sterkte toe, en vir elke span wat hierdie naweek in aksie sal wees, baie sterkte en doen julle beste. Baie dankie Christo Lutanogavi, en dit is natuurlijk al waarvoor ons tyd het geniet, die rugby SWD se Superliga rugby A wedstryde top 8. Tot volgende week vanaf FGW The Works en SAB Son Botha. Ons sê vir julle baie dankie, en ook natuurlijk baie dankie aan my kollega Christo Gavi. Mooi bly, geniet die rugby.